En hallo daar kijkers, zoals jullie weten is weer eens een andere vrijdag en jullie zijn gunsteling aanbieders. Hier is op Brian Munango en Andrew Poelman. Ons maak gereed voor een andere episode van Gooi Kolle op hierdie wonderlijke vrijdag. Ons kind atletiek is aan die gang, so ons het zeker gemaakt, ons is van Madeleine hier zo, met Madeleine Kotze. Zij is die secretaris, hè? Secretaris-generaal, ja. Jebo. So zeg, vertel ons een beetje meer van die atletiek wat vandaag begint hier bij Independence Stadium. Hulle sluit morgen af ook. En ons zit ook rugby aan die gang hierdie naweek. Maar, Andrew, enig iets voor ons nog aangaan? Ja, so, wat denk je gaan wen tussen Wanderers en Grootfontein, op Grootfontein? Kijk, ik denk ik is de verkeerde persoon om te vragen van jullie. Zal zeggen is bias, maar ik zal zeggen Grootfontein met een close margin, 3-4 puntenkies. Maar ik denk ons krijgt die wenda. Aangezien One is nou, hij lijkt definitief best sterk. Ik zie het voor suburbs opgezet. Ja, ik denk Dolphin, ja, is tegen Dolphin 87 punten opgezet. Tjai. En hulle vorige wedstrijd was ons tegen United. So ons wys natuurlijk zaterdag dan United se wedstrijd tegen Kudus. Kudus had ook baie sterk liggen Ja. in de Premier League hierdie seisoen. Hulle het klompie spelers ingekry. Denzel Bruver. Joel nou vir Kudus. So ek dink Kudus het 'n goeie span. Hulle het vir Kopman verloor, maar hulle het vir Denzel ingekry. So is 'n goeie replacement vir ek. Ja, so maar wat vandag se show betref, ook ons ander gas is Marika Weitz. Sy is die Afrika onder 18 kampioen in die gewigstoot dink ek en sy doen ook diskusgooi. Sy het daarso ook 'n bronsmedalje gewen laas jaar op hulle toer in Nigeria. Agterna het hulle teruggekom en vir ons foto's gewys van die kos wat daar verkoop is by die stadion, die slange en die krokodilkoppe en sulke goeters. Maar ek glo daarmee julle sal vir ons seker enigiets in daai rigting gaan op wat julle vandag op die vuur sit. Ja, nee, Nigeria is goed hoor, ons kan indro, ons hou dit maar lokaal en lekker van wat die foto's wat ons geweest was. Joh, imagine by 'n stadion, kom jy by 'n stadion en jy kry 'n lang stuk slang of 'n krokodil wat net daar sit. Dit klink baie ja, maar so ons het klomp om oor te gesels soos Andrew gesê het, sy is Afrika kampioen. Sy is net 18. Ja, so sy het 'n bietjie van 'n besering gehad, maar sy het vir ons 'n bietjie vertel van dit. En ja, so hulle het natuurlik nasionale kampioenskap in naweek en ek dink sy is die verdedigende kampioen. Sy het 2024 het sy ook die gewigstoot en die diskusgooi gewen by die senior nasionale kampioenskap. Sjoe, groot profiel. So ons gaan 'n bietjie met haar gesels en die bridal kompetisie met Republikaners ook aan. Soos ek verstaan, die wenner word gekies hier by die Creative Sport Tourism Expo wat gebeur 2 tot die 4de September. Ons het 'n videoklip wat vir julle 'n bietjie explain hoe julle kan deelneem en hoe julle kan wen. Maar julle moet 'n couple wees. Julle moet getroud wees. Julle moet in die proses wees van trou of iets in die lyn, maar jy kan nie aankom soos 'n kameraman wat ook nie, ja. So, ons praat hier oor hom. So, kykers, bly ingeskakel. Gaan ek gou vir 'n advertentiebreek en dan is ons nou terug. Kom terug by ons showkykers. Ja, natuurlik een van die groot byeenkomste van die naweek wat dan plaasvind is natuurlik Atletiek Namibia se senior nasionale kampioenskap hierso by die Onafhanklikheidsstadion. En ja, een van die prominente atlete wat daar gaan deelneem is Marika Weitz. Marika, welkom op ons show. Baie dankie, dis goed om hier te wees. Ja, so volgende naweek natuurlik ook, ek bedoel volgende week in Dinsdag en Woensdag dink ek is die
nasionale skole-kampioenskap ook, so dit is ook vir jou in die vooruitsig. Ja. Ja, so hoe voel jy oor hierdie byeenkomste wat nou opkom so kort na mekaar? Ek is baie opgewonde om te kan so baie deelneem. Dis die eerste jaar wat dit regtig nou so is dat daar basies 3 weke na mekaar is wat mense kan actually deelneem in Namibië. So dis baie goed om jouself te kan bou dat jy is jy oefen die hele jaar en dan kry jy net hier en daar 'n byeenkoms nie. So dis regtig lekker om daai exposure te kan kry. Okay, so 2 jaar terug het jy dan nou vir die eerste keer by die senior nasionale kampioenskap die goue medaljes gewen in die diskusgooi en in die gewigstoot. Ja. Toe jy 16 jaar oud was, hoe dit gevoel? Dit was 'n groot mylpaal vir my. Dit was net ja, dit was ongelooflik om dit op 16 te kon regkry en ek is baie dankbaar vir die geleentheid wat ek gehad het. En van daar af bou ons net op. Okay, so laas jaar het jy ook was jy ook saam met Namibië op 'n toer gewees na die Afrika kampioenskap toe in Nigerië. Ja. Medalje gewen daarso. Vertel ons 'n bietjie van die trippie. Dit was 'n baie lekker experience. Dit was baie lekker om my land te verteenwoordig en veral om te kan wen vir my land. En ja, dit was my eerste soos groot internasionale byeenkoms en ek dink ek het goed gedoen. Dit was 'n goeie stepping stone vir die toekoms. Ja. Was jy al op ander toere? Was dit in terme van plekke waar jy al was met atletiek toere en so, waar sal jy daai ene plaas? Nou was my eerste toer saam met Atletiek Namibië gewees. So ja, hy lees ek op oomblik maar bo. Okay, nee, great. So vertel ons 'n bietjie van miskien weg van jy's mos nou nog in die skool ook, Ja. matriekjaar en so. So afgesien van skoolwerk en atletiek, wat anders doen jy in jou vrye tyd en so? Op hierdie stadium is dit maar net leer en oefen. Ek het nie veel vrye tyd op die oomblik nie. Matriek is maar moeilik. Ja. Okay, so vertel ons dan nou 'n bietjie jou naweek wat vir jou voorlê. Watter tye is jou gewigstoot en jou vir mense wat jou wil kom kyk en so, wanneer is jou items? Ek gooi Vrydag aand 4:30 en dan is dit Saterdagoggend, ek dink dis 11:00, doen ek die gewigstoot. Ja. Okay, nee goed. Is daar enige van die ander atlete wat die naweek hierso in Windhoek gaan wees wat jy uitsien om te sien deelneem? Ja, ek wil baie graag vir Ryan sien diskus gooi. Dit is regtig iemand waarna ek opkyk en ek wil graag daar wees om dit te sien. En ek kan ook nie wag vir van die 100s nie. Dit is altyd vir my mooi en die aflosse is ook vir my mooi om te kyk. Ja. Ja, so Ryan Williams natuurlik 'n groot prestasie. Laas naweek die Suid-Afrikaanse kampioenskap gewen in die diskus gooi. So baie geluk aan hom. Ja, een van die prominente atlete en een van die manne wat definitief dopgehou kan word hierso by die kampioenskap. So jou kompetisie, weet jy min of meer teen wie jy gaan deelneem en wat verwag jy? Dink jy is een van die gunstelinge? Ek weet nog glad nie wie deelneem nie. Ek het nog niks gesê, ek weet nie regtig nie. Maar ek hoop maar net ek fokus op my eie. Ek fokus op myself en ek dink nie veel aan rondom my, ek beheer wat ek kan beheer. Ja. Okay, nee, great. So, jy kom ons nou 'n bietjie terug van 'n besering af en so vertel ons 'n bietjie van miskien ja, hoe jou pad teruggeloop het van af. Ja, dit het einde laas jaar dat ek op 'n goeie noot geëindig en toe het ek die vakansie op die plaas my hand baie seer gemaak in 'n vratsongeluk. Toe het ek baie gesukkel vir seker maar 2 maande om net weer te begin gooi en van daar af probeer ek dit net weer terugbou van waar ek was en ek's nou vanaf laas naweek is ek net weer besig om beter te raak. En ek kan nie wag vir die jaar wat voorlê nie. Okay, ek dink jy het vir ons genoem jy het in 'n stadium ook 'n bietjie van 'n netbalbesering opgedoen en het jy gesê jy het die netbal toegelos daar. Ja, ek is officially retired van netbal. Ek wil op my atletiek fokus en dit is my groot droom atletiek. Okay, so as jy nou kyk in die toekoms in, waar dink jy het jy doel, wat is jou groot doelwitte miskien vir hierdie jaar en in die toekoms? Ek wil baie graag, ek wil vir die naweek wen. Ek wil probeer. En dan sien ek baie uit, ek probeer nog kwalifiseer vir die wêreld 20 spele in Amerika einde van die jaar Augustus. So ek werk nog baie hard daaraan. Asook ek wil probeer die diskus Namibiese rekord gooi voor einde van die jaar. Ja. Okay, nee goed, so jy het dink jy Namibiese rekord is seker by Tuan Huysilwer se rekords, weet ja. Ja, die gewigstoot is Tuan Huysilwer en die diskus is Charlize dink ek. Okay, weet jy hoeveel dit is? Sy 49. Ja. Dink jy dis binne jou bereik? Ja. Ja. Asai, nee, great. Ja, so as ons terugkom, gaan kyk ons 'n bietjie daar by Brian en Madeleine wat daar in die kombuis aan die voorberei is en ons sal nou net terug wees.
Tiga, how do you feel about the draw? No, I think it's a good draw. I mean, it's top eight. Competition is tough. All those teams, I mean, they did well the past season or the current season. So, I mean, there's no game or there's no opponent that you say, no, I would have gotten that one, not this one. So we are drawn against Eros, tricky one. I mean, there's been one of those tough teams that we played against. I think the first leg we beat them away in Swakop. Second leg they got the result against us. They have beaten us. So I mean, there is no result that is guaranteed in football. You must go out there, work for the result, and let the best team win. Okay, you guys hold the current title. That was No, I mean, if you play for African Stars, there is pressure every day. I mean, the stakes are very high, you know, expectations from the fans, expectations from management. And with all the experiences, the players that we have as well, there's always pressure playing for this team. But like I said, it's cup football. History doesn't matter much. It's about who wants it more on the day. And of course, the team that wants it more on that specific day that we are playing Eros, I mean, we'll get the result. Thanks, Captain. See you in the coast. Sure, thanks. So the first team drawn is 11 arrows. 11 arrows scores in the first fixture one is the home team. So the second team draws Resident Stars. So quarter final one is therefore wait. So the first fixture so for the quarter final one will be 11 arrows versus African Stars. Alright, let's now work on the second part. FC Ombos. For the quarterfinal two, we have FC Bombos drawn with the home team. Kagan Mellis. Thank you so much for the quarterfinal two and waiting Skating Palace. Just for confirmation, quarterfinal two will be FC Ombos versus KK Palace. Thank you so much, Mr. Freeze, for your assistance. I would now like to Final three, we have Chula Chula draw the end. The Shopping Chula Chula draw the ends of the home team. So the Shopping Final three will have the Shopping Chula Chula. This is mine to Gardens. And now for our final fixture, so for quarter final four, we have Brunel as the home team. We have one team left. So for the quarter final four, we have who's home again? Udam versus Blue Waters yes, quarter final four. Just for confirmation, may I please have the mic to confirm the teams again, please? I think they're all on the screen, right? So we need to confirm the fixtures before we move on. So for the quarter final match, final one. So we'll have, may I have your assistants please to the crowd? Quarter final one, we'll have 11 arrows versus African Stars.
And then for the quarterfinal 2, we'll have as a home team, August FC versus KK Palace. And then for the quarterfinal 3, we'll have Chula Chula against Mighty Gunners. And then finally for the quarterfinal 4, we'll have Yunnan versus Blue Waters. So that rounds up our quarterfinal match. Wild and free. Feels so sweet, makes me feel like En hallo daar kijkers, zoals jullie van Andrew af gehoord het, jullie zien bij ons 'n braaihoekie. Patricia se braaihoekie wat ons nou oorgevat het. Ek gesels 'n bietjie met Madeleine. Madeleine het nog gehoor van wat ons gaan maak. Gehoor wat Patricia gesê ons gaan doen en hoe confident is jy? Ons gaan dit regkry vandag. Dit klink heel maklik. Ek hoop die eindresultaat is so maklik soos wat die werk klink. So dit werk vir my. Okay. Voor ons aangaan Madeleine, miskien net vir die kykers laat weet wie jy is. Ek weet jy is baie betrokke met atletiek en jy het 'n groot event aan die gang hierdie naweek met die Senior Athletic Championships wat nog gebeur hier by Independence Stadium, maar laat weet miskien net die kykers. Ek is Madeleine Kotse, ek is sekretaris-generaal by Atletiek Namibië. Hierdie komende naweek is ons senior nasionale kampioenskappe waar al ons elite atlete kom deelneem om te kyk wie is die kampioene vir 2026. So ons sien redelik baie uit Brian. Ek nooi almal uit om 'n draai te kom maak. Ons begin môre middag 3:00 tot 7:00 en Saterdagoggend begin die program weer 8:00 en dan maak ons 1:00 klaar. Ja. So dit is 'n opwindende naweek met baie atletiek en kom kyk gerus, ja. Lovely. Okay, ons gaan nog 'n bietjie meer oor dit gesels, maar vir nou moet ons seker maar klaar ernstig raak want ons het baie om te doen. Soos gesê, ons spice die minsballetjies Ja. en ek gaan die aardappels vir ons opchop. En fyn pieces maak ek. My skills in die kombuis as ek kom by die Ek mes. sal maar 'n bietjie weg van jou afstaan met die mes. Ja, ek sal een kant staan. Hulle sê altyd op die show, ek en Gordon Ramsay, dis nie regtig baie okay. groot verskil as dit kom by die nice skills. Jy's eintlik heel alright. Okay, nou vertel ons 'n bietjie van julle het 'n event gehad laasweek wat plaasgevind het vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Ja, dit was ons ouderdomsgroepe kampioenskappe, die onder 16, 18, 20 en 23 kampioenskappe. Dit was maar net ons het besluit om 'n slag die twee kampioenskappe te deel want die juniors moet altyd en die seniors deelneem. Yes. En dit is tog maar lekker om te voel jy's nou die onder 16 kampioen of die onder 18 kampioen. Ja, in die age group, ja. So dit is so 'n bietjie anders. Dit was destyds baie jare terug gedoen. So ek dink alles het goed gegaan. Ek dink die atlete het dit geniet en ja, so ek dink dit was 'n goeie begin. Ons sal dit nou van hier af elke jaar doen. So Okay, so ja. wat was die idee agter die feit dat julle dit wou teruggebring het om seker te maak, I mean, jy kompeteer in jou eie age group as wat jy altyd net met die ja. elite of die seniors moet kompeteer. Ja, die idee was maar om te kyk hoe jy in jou ouderdomsgroep vaar. Okay. En ja, wat wil ek nou sê? Dis die skill. Sien jy? Ek het julle gesê. Hy lyk goed, hy lyk Dis goed. dat ding is 'n Brian. potato chip as jy Gaan hy my mens kan hou. ja, kom ons kyk maar, kom ons hoop maar. Okay, so die idee daar agter is maar net om eintlik maar ons junior en jeugatlete te bevorder. Okay. Want partykeer as jy nou teen 'n senior ou hardloop en jy's goed, maar jy kom nou 10, dan is dit nou ook nie eintlik lekker nie. Jy wil tog voel jy het gewen. Yes. So en die onder 23 ouderdomsgroep wat ons ingebring het, lyk my het maar redelike tydjie agterweeg gebly. So dit was ook 'n goeie begin om te sien. Ons het redelik baie van hulle ook daar gehad. Okay. So dit het goed gegaan. Ja, ek dink dit is regtig 'n gap wat ons gevul het om net daai ouderdomsgroepe dan nou apart te doen, ja. Okay. Nou as ons praat nog van hierdie naweek. Hierdie naweek is dan nou die senior champs. Is 'n groter storie, is big. Hoe gereed is julle as ons praat van voorbereidings, is alles in plek soos hoe dit moet wees vir die naweek? Ja, ons voorbereidings is alles in plek. Ons het 'n borgskap gekry by Bank Windhoek waarvoor ons baie dankbaar is. Dit is baie nice. So nee, ons is reg, alles is in plek. Die atlete is al op pad van die streke af. So ons is reg, môre middag 3:00 moet hy skoot klap. Rondom hoeveel atlete verwag ons? Is daar
Of vryf jy? Of sit ek weer op die spot? Ja. Yes, Brian, dit vra jy my vas. Ek weet nie, laas ek was ek het nog nie met die entries gepraat Okay, nie. okay. Maar ons gewoonlik kyk ons laas jaar was dit 250 dink ek, so dit behoort in dieselfde area te wees. Ja. Okay, Ja. cool. Nou, wat gaan gebeur is, die aardappelsnywerk kom reg, voel ek dink. Okay. So dink sê, ek het 'n wat moet jy nog vark doen? Nee, ek moet net hierdie mins is bietjie koud vanoggend. Okay. Maar ek dink Winter ons is is op pad? reg, ja. Winter is op pad. So soos wat ek verstaan is, ons gaan 'n bietjie meer gesê oor hierdie storie, maar jy het hoogspring gedoen op Ja, skool of ja, hoe was dit? ek was 'n hoogspringer Is geweest, dit? ja. Ja, Okay, ook, nou, ja, hoe dit begin? Hoe het jy daai gekom? Hoekom hoogspring? Want Nee, ag, ek weet ek is 'n baie lui hardloper, so ek dink of kaartryk hardloop beter werk het vir my. So ek begin toe ek 10 jaar oud was en dit was maar net lief gebly daarvoor en net aangehou daarmee. So ja. En ek dink as jy dat Marika ook vra as jy een keer atleet was, jy bly net lief daarvoor. Is asof jy mens kan wegbly hierso en nou se in 'n administratiewe pos. So ja, een keer op die baan dan bly jy op die baan. okay. Okay, so hierna is dit ek vergeet altyd ons gaan kus toe. Maar hierdie makkie sê nie hulle hierdie so Patricia is in die background. So sy moes nou vir my gesê ons gaan nou kus toe. So haar manier om vir my te sê ons gaan kus toe is om te swem. Om te swem. Okay, van die atletiek tot by die swem. Ja, maar swem kus. Kijk, maar is 'n storie van 'n ander dag. Kykers, bly geskakel, ons gaan gou kus toe. As ons terug is, al ons goed by mekaar het en dan Ja, kan die ons vleis begin is bou. reg. Die Dan kan vleis ons is begin reg, ja. bou. So bly geskakel. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. All right, Outa, very coach Dolphins, FNB Dolphins. Thanks for joining us. Thank you for having me. Outa, after a heavy loss to FNB Wanderers this past weekend, what were the main lessons your team took from that match? Well, we've realized primarily that we're not where we need to be in terms of our conditioning. Luckily, we've managed to get a SNC coach on board. Eugene Tensma is going to be working hard with the boys to prepare them for the second round. So I think conditioning played a big role in that. But I think in places like the set piece and so on, we also took out a few lessons, especially the lineouts and the mauls. They really had they had us, especially in the lineouts, and we need to improve on that. Okay. Your side opened the season strongly against Western Suburbs. So how do you regain that momentum going into this weekend? We're a very young team. General average age in the team is about 23. A lot of these boys didn't even play in the Super League at school rugby. So
they really it's a steep learning curve for them. So we're not so much concerned about changing strategy week by week. Rather more focused on nailing some of the key things that we've been working on uh, over the preseason and going into the first few games. Yeah. So it's not about so much changing strategy as nailing or getting the things correct that we've been trying to. Yeah. You are now preparing to face Rio Falcons. Reebok. Reebok, okay. At home. Yes. What areas of your game need the most improvement before kickoff? Well, like I said, our lineouts were a bit of a area of concern against Wanderers, and we'll be paying attention to that. But we also have a very extensive injury list. It was a physical game, as can be expected. So with a lot of changes having to take place between now and Saturday, it will not only be about areas of the game, but also getting everyone on the same page going into the game. Yeah. But usually, most importantly, the lineouts I think were the main area of concern. I mean, without ball possession, you're just going to be defending most of the game, and that's not what we want to be doing. Yeah. Finally, despite being at the bottom of the log, what is the message to your players ahead of this match, and how important is a home win at this stage of the season? Well, after the win against Western Suburbs, the guys have a belief that we can compete at this level, and that's what we build on. We know that we're a developing team. We know we're a fairly young team, and so we're not in too much of a hurry. I think, and the players understand what we're busy with here at the club. So for them, it's the message remains to stay focused on the bigger picture. We want to be a better team come the second round. We want to be a better team come next season. So it's a building process, and the boys believe that we can, as we showed against Western Suburbs, as we showed against Rio Falcons last year, as we showed the year before against Rehoboth as well. Yeah. So it's not as if we're entirely out of our depth in this league. So the boys believe that, but we're also being very patient. Managing expectation is very important, and that's what we're doing, focusing on the building blocks more than the result at the moment. But we are very excited about what we have in the players here and what they can achieve. Yeah. Message to your to the supporters. Come and support us. The boys really get energy from the crowd. We have a very loud supporters here. So when they do come, they give a lot of energy to the team. And we're expecting good results this weekend. So we want the crowd behind us, cheering us on. Excellent. Coach Vai, good luck and thank you very much. Thank you for having me. Okay. Hoe voel je oor? So hierdie is Madeleine se eerste ene. Kyk dit. Brian, nee, lyk dit te sleg. Ek's bang die kaas gaan dalk daar uitval, maar kom ons kyk maar. Okay. Ons kyk. Joune lyk heel alright. Ja nee, hierdie ene kan ons even ek kan hom gooi. Joune lyk soos 'n smash burger. Nee. Ja. Okay, so kykers is rof hier in die kombuis. Ons try. Hy lyk goed. Redelik. Solank hy lekker is, is dit alright. Ek glo dit gaan Ja. lekker wees. Ek is confident in ons kos, maar nou moet ons die anders net gou klaar maak. Die vuur is klaar gereed. Okay. En dan Ek dink my vark is nou al hier by jou. Dan gaan ons al op die vuur sit. Maar sover voel ek ons is Op die regte pad. Okay. Ek gaan nie kas op hierdie en sit die van die kameraman is lactose intolerant. O, gats, okay. Ons hom net hier by Net 'n gewone ene. Ja, ons hom net hier by die normale. Dan hier is kan ons weer opsit. Of is dit nie lactose nie?
ons sal uitvind na die show. Vir nou, kom ons gaan maar met die feit dat die dinge dat die luchtpost is. Vertel ons bietjie oor julle se wat het julle nou langs gelunch? Die collective, praat jy van dit, ja. Yes, die collective. Dis 'n projek wat Daniel de Klerk gelunch het. Ek dink dit is 'n goeie inisiatief. Hy fokus veral ook op die jonger ouderdomsgroepe soos die jeug en die juniors. En ek dink regtig waar ons sit op hierdie stadium 'n goeie, hoe sê mens in Afrikaans, Engelse pool van atlete wat opkom en ek dink sy fokus is goed en ons sal dit ondersteun waar ons kan en ek dink dit is die regte pad vorentoe om mense betrokke te kry wat kan help met fondse en sponsors en so aan want op die oomblik is dit maar moeilik. Yes. So ek dink enige ou wat so iets wil doen is goed en solank dit die atlete bevoordeel is mos maar waarna ons werk, ja. So ek wens hom alle sterkte toe en ek glo ons kan saamwerk. Okay. Ja. Nou wat was die main rede agter die begin van die inisiatief? Brian, ek dink hy het net 'n passie ook vir atletiek. Hy is mos by Hy het ook 'n passie vir kos by the way. Hy het ook 'n passie vir kos. Hy het lekker kos gemaak op Goeikola toe laas hier was. So Anjo, dan kan ons jou weer volgende keer terugkry en dan kan jy vir ons meer vertel oor die inisiatief. So ek dink hy het 'n liefde vir atletiek en vir die jong mense en is goed om die jonger garde betrokke te kry wat dinge kan dryf. Okay. As jy mos nou ouer raak mens mos maar so 'n bietjie leier, so hy's baie passievol en hy wil 'n sukses daarvan maak. So ek dink dit is goed om sulke mense betrokke te kry. En op die einde van die dag glo ek dit sal kan werk, ja. Okay. Patricia het altyd 'n vraag wat sy op die show altyd vra. Om te sê as Madeleine nie keuse gehad het. As Madeleine moes besluit het wat braai ons vandag. Wat sou op ons menu was? Ek glo dit sou nou skewers was met die aardappels en die. Dit sou definitief 'n lamschoppie gewees. 'n Lamchop Met 'n braaibroodjie. Met 'n braaibroodjie. Nice and Yes. Nice and simple. Maar hierdie lyk glad nie sleg nie. Ons gaan dit probeer. Ja, As ek en jy 'n sukses van hierdie kan maak, dan kan ons dalk ons eie cooking show begin dink ek. Ek dink ook so. Ek dink dat dis 'n baie goeie idee. Okay. Ja, gaan te hoog wees. Ek dink dit is klaar. Ek voel okay, kom ek vat my ou stokkie. Ek het hom. Okay. Dis amper ready. Is daar enige prospects wat ons verwag om te sien hier by die senior champs? Yes. Like, prospect om net vooruit te sien vir Ek dink ons almal kan bietjie vir Charlie Matondo dophou. Hy is 100 en 200 meter sprinter, baie jong ouetjie wat lekker opkom nou. Hy het ook 2 weke terug in Potchefstroom deelgeneem en 'n 20.78 gehardloop op die 200 meter. Hoe vinnig is 20.78? Dis vir ons praat nog vir hier almal wat nog nie ken nie, want hier ons lyk nou almal teen mekaar en like. So miskien is 'n goeie tyd. Dis 'n redelike goeie tyd. Ek dink is vinnig. Vir ek wat hoogspring is dit vinnig so. Okay. Nee, so ek dink hy's een van ons opkomende sprinters, so hy doen goed op die oomblik. Okay. Dan vir Marika by die diskus kan ons dophou by die gewigstoot. Yes. Ons het vir Ryan Williams wat nou laasweek die Suid-Afrikaanse kampioen geword het by die diskus gooi, so hy neem die naweek deel, so ek dink dis iets om na uit te sien. Okay. Tuliki Angala wat die 400 en die 800 doen by die vroue, Frida Itete wat by die verspring en die 3 sprong nou op die oomblik baie goed doen. Okay. So ek dink as redelik Elvis Gassep in die 400 meter. Okay, Elvis Gassep. So dis 'n vol program en 'n lekker program dink ek. So ja, baie lekker. Ja, en die 100 meter het jy gesê is Vrydag die 6uur. Vrydag is die final 6uur en dan die 200 meters is Saterdag. Ek is net nie seker van die tyd ja. Maar okay. Ja. And the lessons is baie excited. So as jy in Windhoek is asseblief. Ja. Moenie tyd morsie. Ja, moenie kosmos toe gaan nie, kom maar eerder hier na die atletiek toe. Hoe laat begin? Ons begin 3uur môremiddag. 3uur. Ja. So Vrydag 3uur. En ek weet as jy in Windhoek is en met 'n rustige Vrydag kom maak 'n draai. Ek gaan definitief daar draai kom maak. So nou, okay. So wat ons gaan doen is ons wrap up. Dit is amper klaar. Ek is amper klaar met myne. Ek maak 'n laaste een en dan is dit klaar. Okay. En dan gaan ons 4 toe maar. And for the meantime, while we wait, terwyl ons klaar maak, gaan ons eers Kaap toe en dan check ons wat sê die mense daar. So kykker, bly ingeskakel en ons is nou terug by julle. Taking flight has never been easier.
Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 Namibian excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Baie welkom by Gooi Kole, Kaapse Kole en ons gesels hier lekker uit die Kaap uit. Soos gebruiklik Mike, is dit 'n weervoorspelling. Ons het nou gewoond geraak daaraan en nou ek gaan dit maar oorlaat aan jou want hoe baie reën geval. Die baie reën geval die afgelope naweek. Arrie, jy het dit altyd so mooi opgesom. Die swemblad lyk altyd aanloklik. Nou met die huidige weer lyk hy minder aanloklik. Steeds mooi, maar bietjie minder Dit is baie mooi, ja. Nou gaan jy net op 'n laai loop net bo op dit lê. Jy gaan nie binne hom klim nie. Dis April is vroeg vir sneeu op die berge en dis wat gebeur in die Kaap en dit is ongewoon. Gewoonlik sneeu dit so eers na Junie, Julie se kant. Maar dit is 'n vroeg sneeu. Ons het dit gevoel koel, baie gereën. Maar dis lekker. Dit maak die Kaap mooi. Kaap is groen. So water en reën is lewe. Almal ken dit in Namibië ook so. So ons kla nie daaroor nie, maar komende naweek is daar weer groot rugby. Ek sien die weer in die week is nie te sleg nie. Daar's 'n rugby Saterdag weer op die Kaapse Stadion. Ek en jy is gewoonlik daar. Groot wedstryd teen Glasgow Warriors vir die Stormers. Hulle moet weer aan die wenkant kom. 'n Baie moeilike wedstryd wat hulle verloor het teen Connacht die afgelope naweek. Ons gaan nou so 2 sinne daaroor praat. Soos terugkyk Mike, die Bulls indrukwekkend. Hulle klop natuurlik vir die Dragons 47-7. Dis ver wen, dis wegwen. Die Sharks ongelukkig vasgeval oor see en dan die Lions ook indrukwekkend wen vir Glasgow met 'n 50-tal daar in Ellis Park. En dan die Sewes. Dis daai. Daar's iets in Philip Snyman se afrigtingsvermoë, maar dan kyk, daar's dan vinnige daai blitsbokke. Ek verstaan waar die blits in die blitsbokke vandaan kom. Definitief. Toe Marius kom aan daai naam uitgedink het hy verseker vooruit al gesien en gedink aan al die potensiale en potensiële blitsbokke wat daar gaan wees en die potensiaal wat hulle gaan oplewer. Merkwaardig. 50ste toernooi van Hong Kong. Natuurlik het hulle al reeds die wêreld sewes dan nou beklink in daai sin in New York en nou gaan hulle na die wêreldkampioenskappe toe en hulle wen die eerste een van 3. So ek is opgewonde. So bietjie oor die Hong Kong het ek dit was nou merkwaardig toe ek sien dis 50 jaar al wat die Hong Kong en jy het vroeër op daaroor gepraat het dat dit is waar dit begin het. En Suid-Afrika se spelers, Joos van der Westhuizen, hulle was nog van die eerste 7 spelers gewees. Manne wat so tussen die 15s en die 7s gespring het. En kyk, Joos was baie goed gewees, maar hy is nie 'n Brown of die hedendaagse blitsbokspelers nie wat jou sommer so in die lug aftrap en jy laat dink. Maar kom ons gaan ook na die wynkant toe, en so natuurlik met die koue fronte, met die nattigheid en die reën in die Kaap. Ons gooi die kole. So ons steek 'n vuurtjie aan. Dit gebeur verseker, maar dan 'n goeie rooiwyn en ons en net die Kaap is vol baie goeie kelders. Een van die bekendste Pinotage kelders is Beierskloof. Ek het sommer 'n grootte hier, so dis 'n 1.5 dink ek liter. En so as ons nou groot partytjie hou, dan kan ek en jy ons dit nou nie op ons eie kan hanteer nie. Ons moet baie vriende nooi. Of miskien moet ons net so 2 vriende nooi. Ek wil nou net sê kom noem nou nie te veel mense. Maar dit is 'n heerlik Pinotage briljante wynkelder. Hulle is op pad as mens in die Kaap is vir die wat kom kuier as jy die N1 na Stellenbosch toe ry, Stellenbosch pad en so 10 km voor Stellenbosch aan die regterkant sien jy vir Beierskloof. Draai daarin, hulle het 'n Pinotage hamburger, Pinotage burger. Dit is absoluut briljant. So jy kan lekker kyk, jy sien die berge daar, al hulle briljante wyn. So Pinotage natuurlik meneer Perrault, hulle het al 100 jaar terug het Pinotage sy bestaan gehad. So hulle het onlangs nou 100 jaar gevier van jy het al daar gaan sit. Jy ken Pinotage, jy ken Beierskloof. Kyk, Beierskloof het 'n baie spesiale plekkie vir my want dit is die eerste wynplaas waar my amper sê ek huidige vrou my vrou my na toe gevat het om ek kom uit die Vrystaat uit. So al wyn wat ek geken het is brandewyn en toe stel sy my nou bekend aan die koning van Pinotage, oom Beiers hulle in. En ek moet vir jou sê in die begin het ek gedink, nee, hierdie is iets waar ek gewoond moet raak. Maar 'n spesiale plek, 'n spesiale wyn. En wat vir my groot is die spore wat oom Beiers trap ook in die industrie ter voorbereiding van die hele industrie. Ek dink dit dra by tot hulle nog. Absoluut. En iets wat ek vinnig kan noem, hulle het ook 'n bottel 'n wyn met die naam is 'n blend, noem dit 5. Baie mooi bottel en
Maar die vyf beginsel, dit is ook op hulle hier op die agterkant van hierdie botlood is daar ook word vyf ook aangedui en dit is ook betrokkenheid in die gemeenskap. Ja, die 5 fund wat hulle gestig het en dit is om voorsorg te tref vir teen die drink tydens swangerskap ook onder andere is een van die groot dinge wat hulle ondersteun in en om die gemeenskap. En in die Kaap is dit 'n ding as gevolg van die maklike toegang tot wyne is dit ook maar 'n baie groot probleem ook en dis lekker om te sien dat iemand soos Oom Beyers hulle voorloop met daai front. Ja, absoluut. En Gemaak Draai by Beyerskloof is 'n briljante kelder om en draai te maak. En daar kan mens lank sit. Dis lekker. So ek sê daai Pinotage burger. Ek moet sommer nou soen vir die ry en daar gaan enetjie nuttig. Kom ons gaan aan wat die naweek gebeur, Mike. Een ding gegee is ons gaan weer die 4 stem. Ek en jy gaan by Kaapstad Stadion wees. Was 'n moeilike week vir die Stormers. Ons moet vinnig daaroor praat. Die Stormers het verloor teen Connacht. Maar weer in konteks. Ons het voor die tyd daaroor gepraat. Hulle spanbestuurder Chippy Solomons is oorlede. Nie net daaroor praat, maar mense het die effek gesien op spelers. Ek het nog nie stilte tyd voor 'n wedstryd gesien waar van die spelers staan in ruk soos hulle huil, die afrigter ruk soos hulle huil en dan moet hulle eweslik hulle gedagtes omdraai en sê nou moet ons omdraai en op die veld gaan en speel. Dit is baie moeilik. Baie moeilik en vir daai speler wat nou moet speel, is dit moeilik, maar dis as gevolg van die impak wat iemand soos Chippy Solomon nie net op die Stormers-spelers en individue gehad het nie. Hy het mense se vrouens en kinders geken. Hy het tyd spandeer met hulle ook. So daar's 'n dieper band as net 'n spanbestuurder in hierdie front. Maar ons het gesien hierdie afgelope naweek spanne reg oor die land, reg oor die wêreld het 'n stilte tyd gevat vir die ikoon, vir die man wie hy was en ek dink dit spreek boekdele van wie hy is. Hy het nie net 'n legacy gelos nie, hy het 'n legacy geleef en dis as gevolg van dit dat hierdie reaksie by spelers is en dit moet 'n impak op jou hê. Absoluut. Ek dink aan hy sê ding wat hulle sê, people forget what you did and said to them, but they will never forget how you made them feel. Dis wat Chippy Solomons het net, hy het sy werk gedoen, maar hy het ook omgegee. So, maar kom ons gaan aan wat die naweek gebeur, natuurlik nou Kaapstad Stadion, dit is die Stormers teen Glasgow Warriors, nommer 1 en 2 op die punteleer, so 'n massiewe wedstryd. Glasgow Warriors is so 'n paar spelers gerus vir die Lions-wedstryd, ver verloor, dit gaan anders wees in Kaapstad. Kaapstad Stormers weer desperaat, ook dan die Bulls wat baie momentum het. Hulle speel ook en miskien jou gedagtes rondom daai twee, Mike. Die Stormers sal met alles uithaal en nog 'n bietjie. Ek dink dit is wat hierdie wedstryd so opwindend maak. Twee gekweste spanne wat nou alles sal terugbring. Dis nommer 1 teen nommer 2 op die ranglys, so daar's alles om voor te speel. Die Stormers sal hierdie wedstryd wil wen om bo in te skuif en dit kan gebeur as hulle met 'n bonuspunt wen, natuurlik teen nommer 1. So dit is vir hulle alles nog op die boeke. Die tweede ene in terme van die wat jy gevra het oor die Bulls. Ek dink die Bulls is op 'n goeie plek. Hulle het lekker momentum gekry, hulle het lekker momentum gebou. Johan Ackerman wat aan die begin bietjie klei getrap het en almal was eintlik al bekommerd geweest met hoor jy kry hierdie span nou van Jake af en nou gebeur hierdie. Dis 'n span wat in finale gespeel het. Hy moes sy momentum vind, hy moes sy band met die spelers bou. Ons het al gesien die impak van dit ook. En ek dink die Bulls is ook op 'n goeie plek. Ja, nee, absoluut. En die Sharks het ongelukkig gegly in die Lions. Die Sharks nou moeilik in die top 8 eindig dink ek, maar die Lions ook briljant gedoen. Hulle speel met teen Connacht wat baie momentum het. So is lekker rugby wat die naweek kom. Die 7 speel ook weer. Ek dink waar speel hulle? Speel in Europa. Spanje. Ja. Ek gaan nie daai naam Willem probeer uitspreek nie want dit gaan klink asof ek dalk al skelm begin nuttig het hierdie, maar dis daar in Spanje. Ja, absoluut. Ons skryf vir die 7's ook en nou 'n ekstra rede om 'n lekker 4tjie aan te steek. Ek is 'n bietjie besorgd dat my hout dalk voorraad droë hout is 'n bietjie beperk. Ek het 'n plek waar ek altyd koop, maar ek weet nie hoe droog hulle hout gaan wees nie. En ek het al gesien daai groot hoop lê daar buite. So ek hoop hulle het 'n manier om dit droog te hou. Arjen, moenie bekommer nie. My skoonpa het my geleer voor die reenseisoen begin, maak jy jou geete skoon en jy maak seker dat jou hout droog is. Ek het vooraf. Absoluut. Ek sal maar jou 'n draai kom maak. Ek sal vir jou 'n pinotage bring en ruil vir 'n paar stukkies van die beste hout. Maar dit is nie wingerdhout nie. Dit is harde kool. Ons kan vroeg begin en lank gaan. Absoluut. Dit is wat ons doen hier so die Kaap het. Ons het lekker Kaapse kolle gegooi. Winter weer in die Kaap, maar ons geniet dit en baie lekker dag vir almal en ons gesels weer Kaapse kolle volgende week. Groete.
Okay. So kykers, ons is amper daar. Julle kry ons net, ons is baie besig so. Dis die enigste storie, maar vir nou. Madeleine, vertel 'n bietjie die kykers, wat gaan aan hierso? Hoe loop ons die goedjies? Ek is baie happy. Brian, dit lyk vir my heel goed. Ek is verbaas. Ek dink dit gaan heerlik wees. Ja, ek stem saam. Ja. En ons het alles alles is op die skewers gesit, soos julle kan sien. Lekker kasie daar in die middel. Sien Jim Drizzy. Met Chipotle burger sauce gaan hy lekker smaak. So nou moet ons net seker maak die mins kook dwars deur. En dan behoort ons fyn te wees. So hier is wat ons nou in die foil ingesit het, is hulle wat nog bietjie uit mekaar uit wil val. Maar ons sal seker maak alles is fyn vir ons. Okay, Madeleine, voor ons nou wrap up. Ons kos is amper gereed. Andrew, maar ek is definitief baie honger. Dit kan ek sê, dit kan ek sien. So vertel ons bietjie, hierdie jaar vooroor het julle 'n coaching kliniek gehad vir level 2, soos ek verstaan. So vertel ons bietjie van dit. Ja, Brian, ons het nou laas jaar het ons 'n level 1 kursus gehad en 'n jaar voor dit ook waar 'n hele paar afrigters bygewoon het. So het ons nou 'n opvolg gedoen en weer 'n level 1. Okay. En toe het ons in Maart, maar vir ek die tyd gaan so vinnig by. Het ons in elk geval hierdie jaar level 2 gehad, vir die eerste keer is wat ons dit nou aanbied. So ons het nou 15 gekwalifiseerde level 2 afrigters wat nou Atletiek Namibia se afrigtingskursus gedoen het. En hulle is van nie net van Kommas, hulle is van die streke ook. So ons ek dink ons doel is eintlik jy kan nie atlete hê as jy nie afrigters het nie. Yes. Ek dink dis waarna ons streef om ons afrigters bietjie meer experience en almal van daai is aktiewe afrigters. So ek dink dit is 'n goeie stap vorentoe. En dan nou vir die wat nou regtig ernstig is, beplan ons om volgende jaar 'n level 3 te hê. En ja, so die planne is daar, ons moet dit maar net doen. Maar ons is op die regte pad dink ek. Ja, en die feit dat ons nou soos jy self sê 15 level 2 afrigters het. Hoe goed is dit net nie vir die kinders nie. Die goed wat hulle geleer het sal hulle definitief implementeer. Verseker, ja. Dis goed vir die sport. Ja, dis goed vir die sport. So ons beweeg vorentoe. Okay, so wat ons gaan doen is ons sit net die res van die goedjies in foil. Okay. Los hulle op die vuur vir 'n paar minute en dan moet hulle regte wees. Dan behoort ons gereed te wees en dan kan ons eet. So kykers, bly geskakel ons wrap up. En as ons klaar is dan is ons nou terug by julle, dan gaan chat ons bietjie met Andrew en Marika aan die ander kant. Wild and free. So it feels so sweet, makes me feel like Asai, welkom terug by ons show. So die groot oomblik het aangebreek het. So Brian, jou gunsteling deel van die show? Yes, Andrew, die is waar goed en nou interessant raak. Die is nou waar die show nou beteken. Verstaan jy? Ons het die harde werk ingesit. Ons het hard gewerk en Madeleine ons het seker gemaak julle gaan van hierdie likes, maar Madeleine sal miskien 'n bietjie meer vir julle vertel en terme van wat alles gebeur en hoe ons alles bymekaar gesit. Ja, so Marika het natuurlik die goue medalje gewen by die Afrika Kampioenskap laas jaar in Nigeria. Onder 18. Die onder 18 ene. Die onder 18 wêreldkampioenskap, Afrika Kampioenskap ja. So ja, so bevoorreg om jou op die show te hê. So hoe dit gevoel om daai titel te wen in Nigeria laas jaar, die Afrika titel. Dis 'n baie groot prestasie en ek hoop ek kan dit in my senior loopbaan ook deurvat. Asai, nee, great. So ons sal vir jou 'n bietjie dop hou oor die naweek hoe dit gaan daarso by die nasionale kampioenskap. Definitief. So Marlene, vertel ons 'n bietjie wat ons hierso voor ons het. Okay, ek en Brian het vreeslik hard gewerk. Yes. Dit het baie goed uitgekom. So ons het 'n lekker aardappel met 'n maalvleislaagie met 'n kaas in die middel en ek sien dis 'n aardappelslaaitjie op die kant. En Brian hou van sy sriracha sousie lyk dit vir my. Yes, So dis opsioneel vir die wat nie van 'n bietjie brand hou nie, maar dit lyk goed. So ek hoop julle moet dit geniet, ja. Asai. So wil jy nou inspreek of so lekker besige naweek, maar nou ook met die klaprakkie wat ons gaan uitsaai. Jebo. Ja, so by United se veld, ja, Kudus wat daar gaan speel. En dan ook jou span wat noorde toe ry. Grootfontein Wanneer is wat nou ons Wanneer is wat ja, by Grootfontein gaan speel.
Ja, kyk, hierdie seisoen lyk vir my baie lekker sover. Grootfontein het 2 wedstryde gespeel in die NRI Premier Liga. As jy kyk, ons eerste wedstryd was teen Western Suburbs. Easy win, die Western Suburbs says. Tweede wedstryd was teen Unam, tappe wedstryd, weer 'n ander wen. Ek gaan kry my T-shirt volgende week. So as julle my sien met 'n Grootfontein T-shirt opgooi kolle volgende week, moenie wonder van waar kom die T-shirt en wat nie. So ek is baie opgewonde vir die seisoen en dit lyk baie nice Grootfontein. Hoop hulle kom ons eindig ons in die top 4, speel ons semis en dan weer aan die final fours. Ja, Wanderers teen Grootfontein. Spanne is al twee na die eerste 2 wedstryde bo aan die lys, 10 punte elk. So hulle sal mekaar dan Saterdag 'n bietjie uitsort. Ja, dit is al 'n groot game wees hierdie naweek. Okay, so ja, ons het maar extra aardappels aan die kant gesit. I mean, to have a bit of hoe sê die Engelsman? Extra aardappels, macho aardappels. Brian het 'n bietjie kaaps nodig vir die 60 meter wat hy nou gaan doen. Yes, vertel hulle 'n bietjie oor die 60 meter Madeleine. Maar ek moet eers met die dokter weer laastes net gaan consult. Ja, ek dink jy maak net verskonings. Ek dink jy, as jy van Grootfontein wil gaan speel, moet jy begin sprints doen. Ja, maar soos ek gesê die dokter hoop ek kyk ek sal veel kom. Dan sal ons hier kyk as ek kan deelneem. Maar ek vertel my so 'n bietjie. Hoekom gewigstoot en hoekom diskus? Ek het gehardloop toe ek jonk was. Maar die stres, ek het gehou van die stres nie daarvan nie. Daai wag vir die skoot, daai naderheid voor die tyd, ek het net nie daarvan gehou nie en toe het ek besluit okay, maar kom ek begin gooi maar want dit lyk lekker en toe het ek net 'n passie daarvoor gekry en ja, nou is ek lief daarvoor. Ja, so net van daar af die passie begin. Ja. Nooit weer agter gekyk. Nee. Vertel ons 'n bietjie van jou oefenprogram. Hoeveel sit jy in 'n week? Hoeveel sit jy in 'n tipiese week in? Ja, ag op die oomblik sukkel ek bietjie want met die skool en die goeters matriek is rarig, dis baie werk en Ja, skool meng altyd in met alles wat van is. Dit hang maar af van hoe lyk my eksamenweek of whatever en dan maar ek probeer so elke dag ten minste 1 uur en 'n half insit. Ek wil nou begin, ek is besig om te leer hoe om te gym. Want ek wil nie ek is by ou wat my leer hoe om al die weightlifting te doen want ek wil nie op my eie dit doen en dan kry ek van der tyd 'n besering hê. So ek doen dit maar die regte manier en dan gaan ek begin gym ook in die oggende en goeters, so ja. As jy so op die lang termyn, wat sal jy graag dink jy wil eendag professioneel gaan met atletiek of waar sien jou langtermyn planne vir atletiek? Ja, ek is besig om die droom is besig om gevorm te word. Ek begin al hoe meer glo in hom. En ja, ek wil kyk of ek eendag die Olimpiese spele kan haal, maar dis maar 'n droom. Ek hoop ek kan daar kom. Ja, dit is great. Dan sal ons ek dink ons moet definitief seker maak ons doen 'n Athletes World episode met Marika van African champ. Gold. What? Dis groot. Dankie. Baie dankie. Vertel ons net, okay, het ons iets uitgelos oor hierdie naweek? Is daar iets wat ons gemis het oor die Vrydag en Saterdag se atletiek? Nee, ek dink ons het redelik alles aangeraak, ja. Vrydag begin 3 uur. 100 meter is Vrydag 6 uur. Saterdagoggend 8 uur. Saterdagoggend 8 uur. En die afloos eindig 1 uur. En die afloos eindig Saterdag 1 uur. Ja, so sien julle daar hoop ek. Hopefully kom ons almal daar. Ja, sal lekker wees. Okay, moment of truth. Moment of truth. Hoe voel julle oor die aardappels skewers? Ons begin by Andrew. Ja, ek het so 'n bietjie van jou sousie ook opgesit. Ja, nee. So ek het al gister myself begin uithonger. Ja. Is jy klaar gesê? Stamp of approval sou ek sê. Lovely. Dis altyd belangrik om Andrew se approval te kry. Maar ek dink ek. Genoeg. Ek het baie beter uitgekom as wat ek gedink het. Is dit? Ja. Ek voel dit dine wat ek gegee is. Die smaak is lekker. Hierdie aardappel is bietjie aan die rou kant. Nee, is bietjie hard. Die flavors is definitief daar. Die sriracha maak hom baie beter. Maar hierdie is baie hard. En is hierdie wat bo was. So ek dink volgende keer moet ons probeer sonder die stokkies, dan kyk van is al die swaar om. Ek dink sien hom sommer net in die pakkie toe rap, ja. Pakkie toe rap en dan in die in die vuur insit. Maar die smaak is daar. Maar kykers, julle kan definitief hierdie resepie uittoets. Hy's baie lekker en voor ek vergeet. Ek vergeet altyd. Is gesê, onthou julle wat ons vroeër in die intro gepraat het van die bridal competition.
So, die Creative Sport Tourism Expo gebeur die 2 tot die 4de September hier by die Gengop Stadion. Nee. So, ons het 'n videoklip wat bietjie explain van hoe jy kan deelneem en hoe jy kan wen. Patricia Trou en vir 'n week se tyd. Maar ongelukkig gaan sy nog nie deelneem nie, want ek weet sy sou dit gewen het. En die jaar voor, laas jaar weet ek, was die couple of was die couple was afgestuur Barbados toe vir 'n week en 'n half, 10 dae. So, Heerlik. Barbados, all expenses paid, akkommodasie uitgesort, al die tipe goedjies. So, ons het 'n video vir julle so bly geskakel en ons check hom gou as ons terug is na die video, dan ons gooi kwale op. Ons eers gooi voor ons gaan. Wat dink jy is best net? Ek dink ons kan maar seker Ja, net so wys, ons net gooi en net afsluit en dan kan hulle die video Yes. kyk soos hulle klaar maak. Ja. Ek moet nog my aardappel op die vuur terug gaan doen, hè. Kijk, so die naweek. En dan die Premier League is aan die gang. Klomp wedstryde. Ons is by Grimsbok Park vir United teen Kudus. Right? Ja. En dan Independence Stadium het ons die Senior Championships. Dis reg. Vrydag 3:00. Maak seker julle is daar. Tot so die wat dit nou die adrenaline laat pomp in die bloed is deur die atletiek. So die 100 meter. Ek sal kyk as ek môre kan of as ek Vrydag kan hardloop. Maar soos ek gesê het aan die dokter hoor, as hy nie is fyn is. As hy fyn is 3:00 Independence Stadium, ons sien julle daar. 6:00 begin die 100 meter en Saterdag begin ons 8:00. Yes. Stokaflos is 1:00. 1:00. 1:00. So, glo julle die hele inligting. Ons sien julle hierdie naweek. Enigiets wat ek nog vergeet het, Andrew? Ag, daar's ook internasionale tennis hierso wat hierso mos daar by die tennisbaan aan die gang is. Sentraal tennisbaan, Ja, maar ja. Okay. So, sien julle die naweek. Baie besig en baie lekker naweek en ons gooi kwale. Gooi kwale. Gooi kwale. Nou ons gaan kyk die video.